Ek wil begin met 'n vraag vanoggend. Kom ek gaan nou van die veronderstel. Wie van julle wat hierso sit vanoggend is nie 'n kind van die Here nie? Of dink jy jy's 'n kind van die Here gebore omdat jy Suid-Afrika is? Jy weet, ons kom ons kerk toe, dan dink ons is 'n kind van die Here. As jy in Toyota slaap, word jy nie 'n Toyota nie. Jy kan elke Sondag hier wees. Is nie te sê jy's 'n kind van die Here nie. Om 'n kind van God te wees, moet jy Jesus Christus as saligmaker aanneem. So, dit lyk vir my, almal as kinders van die Here. So nou wil ek vir jou die vraag vra vanoggend. Jy as kind van God, is 'n baie moeilike vraag. Is jy reg? Maak vas julle gordels. Baie moeilike vraag. Jy as kind van God, wie of wat moet eerste in jou lewe wees? Jy kan sommer uitskree as jy 'n antwoord het. Jesus. Kom ek skryf hierso. Ek hoor hierso iets van Jesus. Wie moet eerste wees? Nog? God. Nog iets. Heilige Gees. Is julle baie geestelik vanoggend. Nog. Ek hoor hier voor. Wat sê jy, Shanay? Jou kinders. Wie gesê jou kinders? O, sy het gesê seker maar. Sy is nou so deur mekaar. Sy weet nie eintlik wat om te sê nie. Okay. So, wie ons sê jy as kind van God. God eers in jou lewe. Is ek reg? Wat 'n amazing, baie maklike antwoord. Ek weet makliker kan jy nie kry nie. God eerste in jou lewe. Wow. Dis profound. Dis great. As ons so vinnig kan vorder. Baie maklik om dit te sê. Sien ek dit in jou lewe? Baie maklik om dit te sê. Is dit die werklikheid in jou lewe? Dis die vraag. Ek meen, almal wat hierso gesit het, of wat gewaag het om uit te skree, het dit gesê. Die wat stil gebly het, weet, nee, nou lieg hulle. Okay, so kom ons gaan, en ons krap hierdie dood. Kom ons jok nou nie vir mekaar nie. Kom ons wees baie geestelik vanoggend en ons sê dit is God. So ek reg. Okay, wie's nog eerste in jou lewe? Ekskuus? Jou afgod. Okay. Nee, staan nou 'n bietjie vas, Jy's nou alweer 'n trap. Wat is die afgod in jou lewe? My eie self. Okay, kom ons sit net vir God daar neer. Okay, nog. Kom nou nie so hierso so sit en maak as jy wil. Ekskuus? Jou selfoon. Sosiale media. Kom, nog. Shanay, ek weet wat is die afgod in jou lewe. Nog. Christa, is dit die waarheid? Daar's net 3 goeders wat belangrik in haar lewe is. Kinders. Is ek reg? Moet ek vir haar ook vra, wat is die afgod in jou lewe? Moenie sê jou kleinkinders nie. So jy en ander is wraggies op dieselfde golflengte. Kom ons maak dit kleinkinders. Nog ene. Werk. Nog ene. Geld. Ek het nogal hier ene. Ek is baie profeties. Ek het hom hierso. Ek het hier ene. Ek het hom ook geskryf. So hy's ook daar. En Shanay, ek het geweet jy gaan dit sê. Ek ken jou baie goed. Ouma, ken jou goed. Ek het ook gesê, as nog ene wat kort wat ek geskryf het. Nog ene. Kom ons noem dit stokperdjies. Stokperdjies. Ek het hom sommer geskryf. Miskien is dit nie heeltemal dit nie. Stokperdjies. Is ek reg? Deuteronomium 6 vers 5 sê die volgende. Hy sê, daarom moet jy die Here jou God lief hê. Met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag. Ja, maar dit is Ou Testament. Nee. Daar's sekere goeders in die Ou Testament wat weggeval het. Maar daar's sekere goeders wat nie weggeval het nie. En met die Here jou God lief hê. Is God eerste in jou lewe? Kom ons sluit die oë. Vader, dankie vir vanoggend se woord, Here. Heilige Gees, ek wil vra dat U voor ons elkeen kom staan vanoggend. Nie om ons te veroordeel nie, want U veroordeel nooit. Maar dat U sal kom en ons sal optel.
dat U ons sal help om eerlik met onsself te wees. Want iets vir ons, iets beters in gedagte. Dankie dat ons kan hoor, maar dat ons ook daders van die woord kan wees. En ek eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Ek gaan vanoggend 4 stoele hier voorsit, en dan gaan ek teen elke stoel hierdie goed wat ons genoem het, wat eerste in jou lewe kom, op hierdie stoele plak. So hierdie stoele verteenwoordig eintlik my en jou lewe. Ek wil dit nou gou net hier demonstreer. Henry, kom help my gou hierso. Kom ons sit hierdie vrou en kinders. Kom ons sit hierdie vrou, is 'n goeie man hierdie. Hy, of 'n goeie vrou, hulle vrou en kinders is eerste. Watter een moet ons nou opsit? Sit die geld op. Eintlik is dit anders. Wag nou bietjie. Wie moet ons opsit? Stokperd of vriende? Ja, dis 2. Sit dit op dieselfde stoel. Nee, ek gaan hierdie los. Sosiale media. Kom ons sit hom op. OK. Hierdie 4 stoele is 'n weerspieëling van jou lewe. Is ek reg? Nee, wag 'n bietjie. Kom ons haal net hierdie ding uit. Kom ons maak net so. Ons moet in die kerk die waarheid praat. Wag gaan ons. Hier's nog vriende ook. Ons doen dit so. Is nie die waarheid nie. Waar's die Here? Vrou en kinders. Waar's God? Dis Moedersdag. Ek het my werk verloor. Maar sosiale media is belangrik. Sorry, al is dit Moedersdag, hoor. Wie wen nou? Ek moet God nou. Kom ons sit hom net weer. Was 'n krisis in my lewe. Maar dis nou 3 weke na die krisis en het nog niks gebeur nie. Ek gaan nou na my vriende toe. En ons gaan eerder. Is nou nie laat ek hom heeltemal verwerp nie, maar is oké. Kom ons sit hom daar. Is dit nie die realiteit nie? En wanneer ons op daai plek is, dan is ons eintlik op 'n plek waar ons God in die konteks van geloof tweede plaas. So ek wil amper sê God is tweede in die konteks van ons geloof. In hierdie geval is hy eerste, tweede, derde, vierde. Hy is iewers hier tussen 5de en 6de. Iewers tussen 5de en 6de. En die rede hoekom hy nie daar by nommer 1 is nie. Die rede is eintlik kan ek my vertrou nie. Want ek het hom vertrou en daar het niks gebeur nie. Ek het hom vertrou en daar het niks gebeur nie. Ek het hom vertrou vir 'n nuwe werk, maar hy het nie voorsien nie. Ek het hom vertrou vir 'n man of 'n vrou, maar weet, is al 3 jaar, ek kry nie my ander wederhelft nie, my ander deksel, potse deksel nie. Ek het hom vir genesing vertrou, so, ek vertrou die dokter meer as, die dokter kon er iets doen, die Here het niks gedoen nie. En ons kom op 'n plek waar ons geloof skibreekery. Ek kom op 'n plek, kom ek stel dit anderster, ek vertrou hom nie ten volle nie. Ek vertrou hom nie ten volle nie. Daar's sekere areas in my lewe waar ek die Here regtig waar vertrou. Maar daar's ander areas waarin ek hom nie baie vertrou nie. Daar's sekere areas in my lewe wat ek geen ander keuse het as om hom te vertrou nie. Maar in baie areas waar ek 'n keuse het, gaan ek eerder op die plek waar ek myself meer vertrou, dat ek die Here vertrou. En geloof wat God tweede plaas, sê die Here die volgende: ek en jy het 'n verdeelde hart. Is ek reg? Ek en jy het 'n verdeelde hart. Ons sê hy is eerste, maar hy is nie regtig eerste nie. En dan sê die Here, die oomblik wanneer ons kom met 'n verdeelde hart, is daar sekere tye waar God eerste is en sekere tye waar God tweede is. Nou as God tweede is,
dan moet daar iets anders eers te wees wat ons bo God stel. En hy sê, wanneer ek en jy op die plek is waar ons iets anderster bo hom stel, wat noem hy dit? Hy noem dit 'n afgod. So as ek ver oggend dan nou met die afgodsaanbidders van Lewende Woord kan praat, raak nou besonder stil. Dis nogal kwaai om so iets te sê. Dis nogal kwaai om te hoor dat ek in my lewe het 'n afgod. Dit kwalifiseer my as 'n afgodsaanbidder. Want daar's goeters waar God nie eers in my lewe is nie. En as ons van afgode praat, dan dink ons aan iets waarvoor jy buig. Jy dink aan 'n goue kalf, jy dink aan 'n Boeddha beeld. En ons steek daar vas. En min besef ons dat hier's die afgode in ons lewe. En die slegte ding is dat hierdie afgode lyk soos blomme. Hulle lyk nie soos 'n goue kalf nie. Hulle ruik lekker, hulle is lekker, nice to have. Die Here sê, as enigeen van daai goeders bo my stel, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, verstand, alles, al jou krag. Hy sê, dan het jy afgod in jou lewe. En dis die black wattlebos in my hart. Maar ek het besef dat daar sekere goed in my lewe is, sekere tye, wat daar goeders in my hart is wat belangriker is as die Here. Ek wil vir julle 2 versies met betrekking tot afgoderry lees. Eksodus 20 vers 3 sê, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Dis 'n opdrag van die Here. Hy sê, maar geen ander God, kom ons los die Boeddha beeld, kom ons los die goue kalf. Hy sê, maar geen ander gode voor my aangesig hê nie. En julle sal nou verstaan, hoekom sê ek, daai goeders is gode. Mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. 1 Johannes 5:21 sê, my kinders, bewaar julle self van afgode. Bewaar julle self van afgode. Nou, hier is die vraag, hoekom, kom ek skryf dit hier, hoekom moet ons God eerste plaas? Hoekom moet ons God eerste in ons lewens plaas? Hoekom wil God eerste in jou lewe wees? God wil eerste in jou lewe wees. Eerste instansie, ek is net gaan dink, God het jou gemaak. Dis die eerste ene. Tweede een is, Jesus het jou gekoop met die bloed van sy seun. Hy het jou gekoop. Jy behoort wettiglik aan hom. Hy het vir jou betaal. Die skrif gaan verder. Die skrif sê, God is 'n jaloerse God. Nou, as jy nou as mens dink aan die woord jaloers, dan het ons 'n negatiewe konnotasie daarbey. Negatiewe konnotasie. Ek is jaloers op so en so. Ek is jaloers op daai kar. Hier, ek wens ek kan so 'n kar hê. Ek met Chanel het laasweek gepraat oor die heilige karre. Ek is kyk hy rok wat sy aan het. Ek is jaloers op. Ek wens ek het die geld gehad om dit te koop. En daar's verskillende goeders waarop ons jaloers is. En in die konteks van die mens is jaloesie iets negatiefs. Want menslike jaloesie het te doen met jy. Dit het te doen met die onheilige drie-eenheid, die I, me en my. Ek is nie jaloers dat Kobus nie 'n Ferrari het nie. Ek is jaloers dat ek nie sy Ferrari het nie. Hoor julle wat ek sê? Is julle by? Toe gaan kyk ek bietjie net vir interessantheid na die betekenis van jaloers in die skrif. En die betekenis van jaloers in die Hebreëus is die woord kana. Kana. Ek hoop ek spreek hom reg uit. Ek is nou nie Hebreëse skoolier nie. Dis die woord kana. En die basiswoord van hierdie jaloesie
is 'n woord wat geskryf word met net een N. Hy het nie twee N'e nie. En een N kana is menslike jaloesie. Die woord kana met een N is 'n jaloesie wat jou wil bevoordeel. Maar wanneer ons gaan kyk na wat die Here sê, hy sê, ek is 'n jaloerse God, dan word dit met twee N'e gespel. So, wanneer die woord kana met twee N'e gespel word, dan is dit asof God kom en hy sê, hierdie jaloesie wat ek het, aksensieer ek. Die twee N'e aksensieer die woord jaloesie. Dit is nie 'n selfbevoordeelde of bevoordelende jaloesie nie. Dis 'n jaloesie wat gefokus is op die een wie jy op jaloers is. So God kom en hy sê, oom Lampie, hy is jaloers. Hy's 'n jaloerse God in oom se lewe. Dan is daai jaloesie 'n jaloesie wat gefokus is op oom en nie op hom nie. Waar die een en jaloesie jou wil bevoordeel, kom die dubbel en jaloesie en sê, ek wil jou bevoordeel. En die Here sê, hy is 'n jaloerse God. Die Engelse definisie daarvoor is, God's righteous, consuming, covenant-keeping jealousy that relentlessly pursues and protects his relationship with people. It's a righteous, covenant-keeping jealousy that relentlessly pursues and protects his relationship with his people. Dis God se jaloesie. Dis God se jaloesie. 2 Korinte 11 vers 2 sê, hy sê, want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid. Want ek het julle aan een man verbind om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Hy sê, ek het jou as 'n reine maagd aan een man verbind. Hy het die bruid as 'n reine maagd aan een man verbind, Christus. So wanneer die bruid nie verbind is aan Christus nie, en Christus nie die enigste God is nie, maar daar's nog 'n ander, kom ons noem dit man, afgod, dan sê hy, jy's besig met afgodery. Verstaan julle hom? So, hierdie jaloesie is 'n passievolle en beskermde jaloesie. God wil die beste vir my en vir jou hê. God wil hê dat hy eerste in jou lewe sal wees. As jy God nie eerste in jou lewe het nie, en jy sit enige iets anders voor hom, maak jy sy hart seer. Maar nie net dit nie. Wie is die een wat die meeste benadeel word? Jy. Ek en jy. Die Here sê, wanneer daar 'n afgod in my en jou hart is die een wat die meeste benadeel word. Ek en jy. Because he's a covenant-keeping, jealous and relentless God that pursues and protects his relationship with his people. But if you walk out of the relationship, how can he protect you? If you walk out of the covenant, is jy die een en ek die een wat aan die kortste eind trek. God is lief vir jou en hy wil die beste vir jou hê. As hierdie waar is, dan kan ons dis vir onsself sê, dis die afleiding wat ek maak, miskien is ek verkeerd. Baie keer is die probleme in ons lewe, dis die oorsaak, nee, baie keer is die probleme in ons lewe se wortel. Daar blink Santa se liggies nou, so nou. Santa,
Baie keer is die probleme in ons lewe se wortel die feit dat ons afgode in ons lewe het. As ek praat van sand, dan sê ek nie sy het 'n afgod nie. Ons moet by planting altyd praat oor die wortels wat afgekap moet word. Ons kan in 'n probleem sit en die rede vir dit is as gevolg van die afgode in ons lewe. En dit is nogal vir my scary om dit te hoor. Want 'n black wattlebos, ek weet nie wie van julle al 'n black wattlebos probeer uitkap het nie. Kyk, baie bome kap jy mos af. Ting 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 en kap jy hulle af. Jy verwyder hulle, gooi hulle op die vragmotor, ry hulle weg asgate toe en hy's iets van die verlede. As jy weer sien, dan kom hy daar op. Nie hier waar jy hom afgesny het nie. Sommige daar kom hy uit die wortel uit op. En ek en jy slaan vure dood en ons het hierdie afgods black wattle in ons lewe. Ek en jy moet hom doodmaak met wortel en tak. Ons moet hom gif gee, dit help nie net jy kap hom af nie. So nou kan jy vanoggend hierso sit en jy kan sê maar ek het nie afgod in my lewe nie. Want dit is nogal kwaai om te erken jy het 'n afgod in jou lewe. So die eerste ding, die eerste vraagie wat jy sommer vir jouself kan vra. Hierdie ding, wat hy ook al is, hierdie ding, bring jou nader aan die Here of vat hy jou verder weg van die Here? Ek meen, wanneer jy God eerste stel, kan God tog jou nou nie verder van hom afvat as jy hom eerste stel nie. Net iets wat nie die Here is, wat eerste in jou lewe is, kan jou wegneem van die Here af nie. Is ek reg? So ek het hom maar so uitgewerk. Sorry, partykeer oordink ek 'n ding. So 'n afgod sal jou altyd op 'n plek bring waar hy jou verder van die Here af gaan vat. Goed, die tweede ene is maak ek meer, dis mos 'n meer daai, is mos nie kleiner, groter as. Maak ek meer staat op God of op hierdie ding wat in my lewe is? Waarop maak jy staat? Ek het my werk verloor en Jacques werk in 'n baie groot maatskappy en hy's persoonlik vriende met die hoofbestuurder en ek gaan vir 'n werksonderhoud en ek en hy het al baie gepraat en ek maak regtig daarop staat dat hy vir my hierdie ding kan deurraak. Weet julle waarvan ek praat? Hy is die afgod in my lewe. Dis scary en kwaai. Die derde ene, as die Here sê, los dit, sal jy dit los. Die Here sal nooit vir Shanae sê, los jou kinders nie. Want die Here het gesê, dis goed dat elke kind 'n goeie ma het. Ek praat nie daarvan nie. Ek praat van dat die kinders so belangrik in haar lewe is, dat sy nie meer tyd het om by die Here uit te kom nie. Dis waarvan ek praat. En al gee die kinders haar 'n gap om by die Here uit te kom, dink sy iets uit om by die kinders uit te kom. Baie van hierdie goeters is moeilik. Ons praat nou oor geld en werk. Die Here sê, as jy nie wil werk nie, kan jy nie eet nie. So, jy moet werk. Werk was nie 'n vloek nie, werk was voor die sonneval daar. Jy moet werk. Maar in watter mate sluk dit jou in? En vat dit jou weg van die Here af? En dit is nou baie maklik om dit te sê. Dis baie maklik om dit te sê. Want jy sit in hierdie besigheid, in hierdie company, kom ek gebruik die myne as 'n voorbeeld. Nee, wag, ek nie myne gebruik nie, daar's ouens teen my. Kom ek gebruik 'n motorhandelaar as 'n voorbeeld. Jy's 'n absolute bekwame persoon. En jou baas kom na jou toe en hy sê vir jou, weet jy wat, sal jy hierdie vir my ook doen? Jy's hoof van die spaarparte afdeling. En nou sê hy van die personeel daar, dan sê hy, weet jy wat, jy's so eintlik so baie goed. Ek gaan jou nou nog hoof maak oor die personeel op die werksvloer ook. En jy vat dit. Daar's iets ekstra vir jou. En wie wil nie 'n ekstra geld hê nie? Almal wil dit hê. En jy manage dit ook. En dan maak jy ook hoof van die ouens van die sekuriteit wat na ure die motorhandelaar oppas. En jy begin na ure ook werk.
En jy kan dit doen, jy's uitstekend. As jy nie goed was nie, sou jy dit nie vir jou gegee het nie. En dan stel jy jou ook aan as hoof van die naggewaak eenheid. En hierdie ding sluk jou in. En is nie so maklik om nee te sê nie. Dis nie so maklik om nee te sê nie. En weet julle wat? Jy word baie keer uitgebuit. En as jy dit nie doen nie, verloor jy jou job. En werk is skaars vandag. Maar kan jy sien wat se plan? En dis my Blackwattlebos. Kan jy sien wat se plan het die vyand met jou lewe? Kan jy sien wat se plan? En dis nie maklik nie. Dis 'n moeilike ding. Dis 'n baie moeilike ding. Hier is die volgende ding. In sekere gevalle is dit makliker. Is dit nie so kompleks nie. Die vraag is, hoekom wil ons God nie eerste stel nie? Hoekom wil ek Jacques eerste stel en op hom vertrou dat hy vir my die ding sal doen en ek wil nie God eerste stel nie? Of wat is die rede? Hoekom wil ek God nie eerste stel nie? En ek het nie 'n antwoord nie, maar ek het 'n antwoord geskryf. Ek het hier 'n ding geskryf. Ek weet nie of dit reg is nie, maar ons ken hom nie en omdat ons hom nie ken nie, kom ons maak so, vertrou ons hom nie. Vertrou ons hom nie en ons kan ook skryf ons weet nie hoe goed hy is nie. Nou kan ons sê, ja, Egbert, is maklik om hierdie goed te sê. Dis die goed waarmee ek ook sukkel. Ek het vir hoeveel jaar gebid vir 'n deurbraak. Maar die deurbraak het nooit gekom nie. Nooit. Jy sê God is goed. Is maklik om te sê God is goed, maar ek beleef dit nie in my lewe nie. Want hier is die getuienisse wat ek het. A, B, C, D, E, F, G, H tot by Z. Jy kan tog nie teen dit stry wat ek prakties in my lewe ondervind nie. Nou sê jy vir my God is goed. Ek kan tog nou nie my werk bedank en vir my baas sê ek gaan nie al die ekstra goeders doen nie. Dan fire my, dan sit ek by die huis en dan sê jy vir my God is goed nie en ons gaan dood van die honger nie. Ek dink nie hierdie ding het te doen met hou op werk nie. Ek dink nie hierdie ding het te doen met hou op sosiale media, stokperdjie, vriende. Dit het nie daarmee te doen nie. Hierdie ding het nie te doen met iets buite nie. Hierdie ding het te doen met iets binne. Luister hierso, jy kan werk van vroeg tot laat. Jy weet of God eerste is in jou lewe, ja of nee. Jy kan heeldag by die huis sit en niks doen nie. Dis nie te sê God is eerste in jou lewe nie. Dis nie te sê jy's ryk. Dis nie te sê as jy ryk is, God seën jou nie. Maar daar's moslems wat ook finansiëel baie geseënd is, baie meer as jy as Christen. Dis nie te sê as jy arm is, God seën jou nie. Jy sien, want ons wil altyd alles meet aan die terme van geld. Hoor jy wat ek sê? Ons maak baie keer 'n fout waar ons God se seën net beleef in die konteks van geld. Die enigste manier om te weet hoe goed hy is om hom eerste te plaas. Die enigste manier om te weet of hy 'n wonderwerk kan doen is, kom ek doen dit nou maar hier, die teels is die see. Die enigste manier hoe Petrus geweet het, hy kan water in rots verander, was nie toe hy dit gedoen het nie. Dis die oomblik toe hy dit doen. As Petrus so gemaak het, dan het hy gevoel, hey, checkie hi, hier kom hy vir my toon. Ek en jy is baie keer op 'n plek waar ons hinker op twee gedagtes. Ouens, en ek praat van 'n eenvoudige ding wat moeilik is. Ek besef hoe sukkel ek daarmee. Dis hoekom ek sê hier's 'n Blackwattlebos in my lewe. Chanel het gepraat van die vuil goedjies, die onvergifnis en die bitterheid en die jaloesie en daai maklike mooi goedjies. Maar ek glo nie is een van julle wat 'n afgod uit julle hart getrek het nie. Wie het 'n afgod uit sy hart getrek? Niemand. Hoekom nie? Want ons dink nie tot daar nie. Ons krap net op die oppervlakte rond. Hierdie is bietjie dieper. Matteus 6:33 sê, maar soek eers die koninkryk van God. Die koninkryk is God se heerskappy. Ek kan nie my hoop op hom sit en dink ek staan onder God se heerskappy nie. Is jy daarby?
Hy sê soek eers die koninkryk van God en al hierdie dinge en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Psalm 37:4 Verlustig jou in die Here, dan gee hy jou die begeertes van jou hart. Verlustig jou in die Here, dan gee hy jou die begeertes van jou hart. Shanay, kan jy vir my sê wat is die net een begeerte van jou hart? Ek weet, ek ken jou nou baie goed. Ek weet jy sal my nie klap nie. Geef my een begeerte van jou hart. Gou-gou. Dat jou snot nie eens opklaar. OK. Begeerte van jou hart, Kobus, behalwe Marlene. Begeerte van jou hart. Sukses. Begeerte van jou hart, Gerard. Meer werk. Begeerte van jou hart. Hy sê, begeerte van my pa se hart nou 90. Hy sê hy wens die volgende 10 jaar gaan verby, dan gaan hy weer by 1. Dan is hy weer jonk. Begeerte van jou hart. Minder skuld, begeerte van jou hart. Maar hy's af te betaal, begeerte van jou hart. Vrede en gelukkig, vrede van jou hart. Wat? Amper sê ek vrede van jou hart, begeerte van jou hart. Tyd saam met familie, begeerte van jou hart. Wysheid. Goeie ma. Begeerte van sy hart nader aan die Here. Hoor julle wat is die begeertes van ons hart? God sê die eerste begeerte in my en jou hart moet hy self wees. Sien julle hoe dink ons? Ons dink aards. Ons dink nie hom nie. Die Here sê ek moet die eerste begeerte van jou hart wees. Ek het nou bekende mense gevra want ek weet hulle is nou almal verkeerd. Maar nie een van hulle. Nou ek het vir hulle voor die tyd gesê hulle moet verkeerd antwoord. So, hulle almal wou eintlik gesê het die Here. Halleluja, prys die Here. Die Here is die grootste begeerte van my hart. Hy's eerste, tweede en derde. Sien julle wat ons probleem? En net so het ek begeertes in my hart. Maar luister hierso, die Here is nie daai eerste begeerte nie. En as die Here nie daai eerste begeerte is nie, as hy nie daai eerste begeerte is nie, dan gebeur dit. En dan sit ons hierso waar ons is. Dan sit ons hier. Want God is nie die eerste begeerte van jou hart nie. Die Here sê as jy my het jy alles. En so het ek hierdie week myself uitgevang om te besef dat ek eintlik maar 'n afgodsaanbidder is. Dis tragies. Dat jy meer in jou neus dink as in die Here. Luister hier ouens, God wil niks van jou wegneem nie. God wil iets vir jou gee. En dit wat hy vir jou wil gee, is hy self. Dit wat hy vir jou wil gee, is hy self. Dit wat hy vir jou wil gee, is consuming, covenant, keeping jealousy that relentlessly pursues and protects his relationship with you. Want as aan jou kant is, kan niks teen jou wees nie. Ons sluit die oë. Here, as ek na hierdie woord vanoggend net luister, dit wat jy op my hart gelê het, dan moet ek vanoggend kom en bely. En net erken dat my hart is ver van U af. Moet ek op 'n plek wees, Here, waar ek sê, Here, vergewe my. Vergewe my dat U nie eerste in my lewe is nie. En Here, ek het so gewoond geraak aan hierdie Blackwattlebos in my lewe, dat ek gedink het, dis die roos van Saron. Dis hoe rose lyk, want ek is so blind. Blind deur dit wat die wêreld na my kant toe gooi. Blind dat ek nie eers sien dat U staan by die deur en klop om in te kom en maaltyd te hou nie. Ek is heeltyd besig om maaltyd te hou met die Blackwattles in my lewe. Maar dankie dat U nie ophou klop nie. Vader, my gebed is vir oggend dat U vir ons 'n oor gee om te hoor, Here. En Vader, dat ons dit sal waag om daai deur
van binnekant af, want hy het nie aan die buitekant 'n handvatsel nie. U skop hom nie oop nie. Hy het net aan die binnekant 'n handvatsel. Dat ons dit sal waag om daai deur oop te maak en vir u 'n geleentheid te gee om in te kom en die black wattles in ons lewe te kom uitroei, wortel en tak. Here, vergewe my waar ek soveel goeders belangriker as u ag, belangriker as my verhouding met u ag. En dan besef ek vanoggend, Here, dat daar is waaragtig niemand wat meer geduldig is met my as u self nie. U het nog nooit moed opgegee nie. U het nog nooit opgehou klop nie. Al was ek baie kere waaragtig baie doof. En gedink het, dis my hart wat warm klop vir u. Heilige Gees, dankie dat u ons kom help. Ek wil nie preek oor help nie. Ek dink u moet praat oor help. Met ons elke ene. Want ek het nie die antwoord nie, ek het nie die oplossing nie. Want vir my as mens is dit moeilik. Maar ek weet, dis verkeerd. Daar is 'n antwoord, daar is 'n oplossing. En dat u ons sal help om op 'n plek te wees waar ons u koninkryk eers soek, u heerskappy eers soek, waar ons op 'n plek is waar u eerste in ons lewens is, waar die grootste begeerte van ons hart u self is en niks daarna nie. Dit wat daarna is, sê u sal byvoeg, Here. En ek eer u daarvoor. Here, gee vir ons die guts om die streep te kan trek. Miskien is dit nie 'n streep wat ons moet trek in 'n dag nie. Miskien is dit 'n streep wat ons moet trek oor tyd. Maar Here, dat daar 'n begeerte in ons hart sal wees om die streep te trek. U ken elke een se omstandighede, u ken elke een se behoefte, u ken elke een se situasie waarin hy is. Niemand is meer bekend daarmee as u nie. Vader, ek wil net vanoggend sê, help my. Dis al wat ek wil sê, help my. En ek weet, u sal my help. En so weet ek, daar's vanoggend hoeveel mense wat hierso sit wat sê, help my, Here. Help my, Here. Want sekere goeders kom jy in 'n oogwink uit, ander goeders kom jy oor tyd uit. Vader, dankie vir Moedersdag. Dankie vir moeders wat so 'n groot rol speel in kinders se lewens. Dankie dat ek die moeders vanoggend in hierdie gemeente kan seën met geduld, met wysheid, met omgee, met liefde, met vasbyt. Dankie dat 'n moeder nooit opgee op haar kind nie. Vader, dankie dat ek vanoggend ook vir hierdie gemeente kan bid, Here, om 'n seën vir ander te wees. En Vader, vir ons om 'n seën vir ander te wees, is ons verwagting dat u ons sal seën. En ek sê goeders vanoggend, Here, wat gewigtig is. Ek sê goed wat ons soveel keer geneig is om baie gou te vergeet. Maar Vader, ons as gemeente wil erns maak vanoggend met u. En vir u sê, Here, ons wil 'n seën vir ander wees. Dankie dat u ons seën. Ons vertroue is op u. Ons harte is onverdeeld op u gerig. En dan sê u sal ons kragtig ondersteun. Vader, dankie dat u hierdie gemeente kragtig ondersteun. En ek eer u daarvoor in Jesus naam.